Goeiemôre luisteraars, my naam is Ilse Steenkamp en ek wil vir julle elkeen vanoggend hartlik welkom heet hier saam met Koffie met die Koning. So ek hoop jy het al jou koppie gereed en vir jou lekker koppie koffie gemaak om vandag baie lekker saam met ons te kuier. Ons het vandag 'n baie spesiale gas hier, Adrey Potgieter. Adrey, baie welkom. Dit is vir my 'n absolute voorreg om jou vandag hier te hê. Julle weet 'n mens ontmoet baie keer mense en dan ontmoet jy mense wat baie spesiaal is. En Adrey, jy is een van daardie mense. En Adrey werk met mense wat trauma in hulle lewens ervaar het. So Adrey, ek wil vir jou vra, vertel vir my bietjie meer van jouself en waar het jou passie begin vir dit wat jy op die oomblik doen? Dankie Ilse, ja, dis 'n voorreg om hier te wees vandag en dis 'n voorreg om bietjie van myself te deel, want ek dink as mens werk met mense, dan luister jy baie. So, dis deel van my werk om te luister en om gesond te maak. So, ek dink, seker maar as ek teruggaan, ek is een van 5 kinders, nommer 4 van 5, groot geword in 'n besige gesin. Ek dink, toe ek standaard 1 was, my eerste keer verhuis van Nelspruit af na Kroonstad toe, daar skool gegaan en groot geword, en toe universiteit toe gegaan in Kaapstad, Stellenbosch Universiteit. So jy het ver gery. Ja, ek dink in my finale jaar toe trek my ouers Kaap toe, hulle het kom aftree in die Kaap, en toe het ek vir die eerste keer naby my ouerhuis gebly. Maar ja, ek dink van jongs af het ek ek het nou die dag vir 'n vriendin gesê, ek het gevoel, die ou mense het gepraat, jy is met die helm gebore, en ek het altyd gevoel, ek voel goed en ek sien goed raak, en ek voel mense se emosies baie sterk aan. En dit was eers later jare wat ek besef het, toe ek verstaan het bietjie meer van die Heilige Gees die Heilige Gees te ervaar, dat ek besef het, dis eintlik die Heilige Gees se stem wat ek gehoor het. Van kleins af. Wat ek sommer al voor die tyd kon voel iets gaan gebeur en dan gebeur het, of ek kon sien iets gaan gebeur en dan gebeur het. En ek dink, ek het nie verstaan wat is emosionele intelligensie nie, ek het nie verstaan wat is emosionele genesing nie. En dis toe ek half gedoop is met die Heilige Gees, dat ek besef het, maar ek het die gawe van genesing. Sure. En in daai stadium het ek toe alreeds gaan gestudeer as maatskaplike werker, alreeds vir myself in daai professie begewe waar ek mense help en mense gesond maak. Maar dit het toe nog net bietjie meer refined geraak, as ek dit so kan noem, later jare. Dit is interessant, jy sê die Here het vir jou daai gawe gegee, en jy weet, dit is nie iets wat 'n mens eintlik, voel jy kan dit aan en afskakel, of spesifiek wanneer iemand jou bel in 'n krisissituasie of in 'n noodsituasie, dat jy voel dat die Heilige Gees equip jou eintlik nou baie meer spesifiek om te kan inzoom hoe dit werk, en deel 'n bietjie met ons, waar het jou passie vir trauma begin ook, en in jou eie lewe, hoe jy dit begin hanteer het, om vir mense te kan help vandag wat jy wil. Ek weet jy is hoogs geleerd, maar ons praat van die praktiese deel van dit ook. Ek dink, seker soos die Here die pad met 'n mens stap, toe ek 3 jaar oud was, het ek my eerste ervaring met trauma gehad. Ek dink, toe ek 3 jaar oud was, toe ons gespeel, ons het vriende gehad, toe ons gekuier het, en ek het op 'n swaai gestaan, en die vriende het vir ons 'n pyl en boog gemaak vir my broers. Ek het 3 broers gehad, saam met hulle soos 'n rabbit groot geword, en my broer het net gesê, ek wil graag, staan nie so op die swaai, ek wil graag tussen jou bene deurskiet, en ek het begin swaai, want ek was nog klein, en ek wou net speel, en toe skiet hy reg het in my oog vas. En daar het die groot trauma begin van, my broers en susters moes afgelaai word by vriende, my ouers het met my gery Johannesburg toe van Nelspruit af, en 'n lang pad van klomp operasies, klomp goedjies waar ek baie keer alleen by die hospitaal moes bly, my ma moes teruggaan na die ou babetjies toe, en die kinders by die huis, en dan weer vir my terugkom na my toe. So ek het 'n lang pad gestap met operasies van dit ek klein was, en fisiese pyn seker, maar natuurlik met pynpille en met inspuitingkies wat my die pyn verdoof het na dit gebeur het. Maar dit was 'n fisiese trauma wat ek beleef het, en dit het eintlik toe nou na verskeie operasies, ek dink my laaste operasie was omtrent die ou standaard 4 op skool, wat nou graad 6 is. En ek onthou daai tyd het hulle 'n lensie in my oog ingeplant ook, om te kyk, om my te help, om te kyk of ek kan leer sien nog met die oog, nie? Maar ek het daai tyd al skade aan my retina gehad, en ek kon nie regtig baie mooi sien meer met die oog, nie? Maar in later jare
soos wat my lewe nou verloop het ek na ek gestudeer het ek kort gewerk in Mamespree en toe het ek Londen toe gegaan. En toe my oudste seentjie, ek dink so 2 jaar oud was, toe het ek weer 'n groot traumatiese ongeluk in my oog gehad. Sure. En toe het ek 'n pad van 8 jaar gestap waar ek intense pyn gehad het, waar dit ook net oogspesialiste na oogspesialiste was, waar ek glaukoom ontwikkel het in my oog en waar hulle weer operasies moet doen en waar ek 'n kornea oorplanting moes gehad het en dit het op 'n stadium toe gekom waar ons besef het, hierdie pyn is te erg en elke keer as ek my oog knip, dan bars hierdie klomp blaasies in my oog. So elke oogknip was pynlik. So dit was toe 'n 8 jaar lange pad van fisiese pyn. En op daai stadium het ons gekom op 'n punt waar ek onthou toe ek vir die laaste keer na nog 'n operasie toe nou nie, dit het vir 2 dae gewerk, waar ek nie pyn gehad het nie, waar ek nie drukkingdruppels hoef te gebruik het nie. En toe ek die dag weer begin drukking voel in my oogpyn weer en ek gaan weer na 'n noodspesialist toe. En hy sê vir my, nee, maar dit lyk vir my jou kornea is geswel en my drukking was weer hemelhoog in my oog. Toe besef ek, weet jy, ek kan nie weer aangaan en ek gaan toe weer na my spesialist in die Parel en my ou seentjie was toe nog 'n ou babietjie gewees en gelukkig ry my ma saam. Ek sê, mamma, jy moet nou vir hom vashou want hulle moet nou met 'n reguit oog vir my met 'n naald in my oog steek en karring in my oog. En hulle gee net pyndruppeltjies en ek het toe sê ek vir die spesialist, ek sien nie meer kans vir nie, dit is vir my te erg. Hulle moet nou maar liewer net die oog uithaal. En toe het ek letterlik 2008 toe het hulle finaal basiese evaluasie gedoen waar hulle die oog uithaal en toe het ek my protese gekry. So dit was die fisiologiese pad van trauma, want op daai stadium het ek nog algemene maatskaplike werk gedoen waar ek gewerk het met gesinne, ek het in Engeland gewerk vir social services, dit was in Engeland wat dit gebeur het. Ek het in Suid-Afrika maar generiese maatskaplike werk gedoen waar ek met of dit nou alkoholmisbruik was en of dit nou 'n huwelike was en of dit nou kinderverwaarlosingsmishandelings was, toe het ek met dit gewerk. Maar ek dink na daai verskriklike pad van intense fisiologiese pyn, dan groei jy mos maar. Ja, want daar is 'n tyd wat as iemand vir jou vra gaan dit, jy kan nie almal vir hulle sê dit gaan nie goed nie of ek het pyn nie. Jy sê maar dit gaan alright. Ja. Jy sê nie dit gaan sleg nie, jy sê nie jy het pyn nie, jy gaan maar aan. En ek dink daar het 'n diep stuk groei daar met my plaasgevind, met dit. Jy weet, en ek dink soos wat 'n mens mos nou groot word en omdat ek hulle praat van 'n empath, as jy dinge diep voel. As kind het ek altyd dinge diep gevoel. En ek dink met dit het ek dinge altyd intens gevoel, selfs op skool waar jou oogie lyk anders as ander kinders sin en almal half spot jou bietjie of almal is bietjie snaaks, dan voel jy dinge diep. Maar ek onthou toe ek moes kies het wat ek moes gaan studeer het ek besluit ek kon nie besluit nie, moet dit onderwys wees, moes dit wees, moes dit musiek wees, want ek het 'n verskeidenheid gawes en talente gehad en ek onthou toe iemand eendag skool toe gekom en die voorligting onderwys gesê, ek dink jy moet met die persoon praat. En dit was 'n maatskaplike werk en ek sê toe vir ek is te emosioneel om hierdie werk te doen. Toe sê sy maar dis juist wat ons soek. Ons soek juist mense wat emosioneel is, want jy kan nie hierdie werk doen as jy nie emosioneel is. Nee, 'n mens moet definitief simpatie met en daar leer jy mos nou maar jou skills aan en jy leer jou goed, maar weer eens jy studeer 'n breë veld. En dan soos wat jy dan nou ervaring opdoen, begin dit spesialiseer. Ja. So ek dink toe ek besef, want my hart was altyd vir mense met seer, en toe ek besef, maar my emosionele, my gawe, my geestesgawe is ook emosioneel, toe dit regtig vir my oopgebreek dat ek baie meer spesifiek kursusse gaan doen het, baie meer spesifiek verder gaan studeer het in trauma. Ja. Jy weet, ons praat nou oor trauma en nou die dag toe ons 'n gesprek gehad het oor die program wat ons vandag wil maak, toe het jy 'n interessante ding vir my gesê, toe sê jy vir my, maar wat is trauma? Want ek dink wat miskien vir my trauma is dalk nie vir die ander persoon nie. So, wat sou jy sê is trauma en waar dink jy kan trauma al in 'n mens se lewens begin? Okay, so trauma, daar's verskeie definisies van trauma, maar ons sê trauma is 'n intense gebeurtenis wat gepaard gaan met 'n baie intense emosies en dit gewoonlik gebeur dit in 'n toestand van hulpeloosheid of magteloosheid. 'n Ander definisie is Pieter Levine het gesê trauma is die oorblyfsels van fisiologiese reaksies in jou liggaam na aanleiding van wat met jou gebeur het. So trauma is iets wat met jou gebeur, maar dit al gebeur iets binne jou as gevolg van wat met jou gebeur. En die ding is ook, Adri, dat niemand van ons word dit gespaar nie. Absoluut. Ek bedoel, ek het nog
nooit iemand ontmoet wat nie een of ander tyd in hulle lewens deur iets slegs gegaan het nie. Absoluut. So wil jy nie 'n bietjie meer met ons deel? Waar kan ek begin uit jou ervaring? Miskien wil jy 'n paar getuienisse deel met ons en dan kyk ons. Ek dink dit maak dit baie kontroversieel en aanvanklik voor ek verder gaan studeer het in 'n trauma, het dit nooit vir my sin gemaak as mense vir my sê maar trauma kan al in die baarmoeder begin nie, maar trauma kan al in die baarmoeder begin. Want as ons regtig verstaan hoe die brein werk en ons verstaan hierdie brein van ons het amper eenvoudig besproke 3 vlakke. Jy het hierdie rasionele brein wat rasionele en abstrakte denke doen. Dan diep in die middel van jou brein het jy jou emosies, alle intense emosies wat jy ervaar. En dan in die agterkant van jou brein, hier by jou breinstam, het jy jou oorlewingsbrein. En in daai oorlewingsbrein is jou hartklop en jou bloeddruk en jou liggaamstemperatuur en al jou sintuie. En ons praat van die sterkste deel van ons brein, dink mense gewoonlik, is hier waar ons dink en planne maak en wilskrag sit. Maar die sterkste deel van ons brein is eintlik hier waar ons emosies sit en hier waar ons liggaam sit, met wat in ons senuweestelsel gebeur. En as jy verstaan 'n klein oupa babietjie, al wat 'n klein nuutgebore babietjie kan ervaar is pyn of plesier. 'n pasgebore babietjie verstaan nie rasionele denke nie, hy verstaan nie, ek gaan vanaand na my ma die heel aand aan die slaap huil, uit die slaap uit huil nie, want hy het nie rasionele denke om te besluit nie. Presies. So, as ons verstaan die senuweestelsel is eers te ontwikkel, en dit is al ontwikkel binne die baarmoeder, kan jy dink dat as daar verskriklike klomp huishoudelike geweld is, en mamma word dalk bietjie rondgestamp, of mamma word geskel en geskree, en mamma se senuweestelsel ervaar dit, en babatjie ervaar alles wat mamma ervaar, dan weet ons al dat baie mense het al verwerping ervaar van die oomblik wat hulle al gebore is. Ja. En dit is ervaar ons in ons senuweestelsel. So, ons kan dit net verstaan as ons verstaan hoe die brein en hoe die Liewe Vader ons geskapel het in ons brein en in ons senuweestelsel. Want rasioneel gesproke sê ons, nee, maar hoe kan 'n babatjie nou weet dat hy getraumatiseer is? 'n Babatjie weet dit nie, net soos wat 'n babatjie nie weet, hy gaan jou vanaand wakker huil die hele aand nie. Ja. Net soos 'n babatjie ervaar pyn wanneer sy doekie vuil is en wanneer sy maagie leeg is en wanneer hy nie gekoester word nie. 'n Babatjie ervaar veiligheid en plesier wanneer hy sy maagie vol is en sy doekie skoon is en hy vasgehou word en hy gekoester word. So daai deel van ons senuweestelseltjie is al gebore, is al voorgeboorte. As ons kyk wanneer sig al begin moet staan in die swangerskap, as ek dink ons omtrent op 4 weke kan jy al sien van wat jy al in jou baarmoeder gevorm word. So dis daai van you are fearfully and wonderfully made. Ja. Jo. En ek het al mense gesien wat regtig van waar pa wou nie die babatjie gehad het nie, ma ervaar die hele tyd verwerping, babatjie ervaar die hele tyd verwerping. Ja, want die baba sal verwerping Ja. ervaar dan. Ja. So verwerpingstrauma, fisiologiese trauma, emosionele trauma, dit ervaar ons in ons senuweestelsel waar ons liggaam reageer daarop. Okay, so sien nou maar, hier is nou iemand wat ver oggend kyk. Miskien kyk jy ver oggend en jy besef maar ek het dalk verwerping ervaar nog voordat ek gebore is. Watse raad kan jy ver oggend vir so iemand gee en hoe begin 'n pad van genesing met so iets? Ek dink die groot ding is, ek weet die Here kan ons in 'n oomblik genees. Ek weet die Here is by magte om met sy gees vir ons aan te raak tot in ons hele wese in. Maar ek weet ook, daar is verskeie mense daar buite wat net die hele tyd 'n gevoel het van alles is nie okay nie. Ek bid en niks help nie. En ek pleit en ek vra vir die Here en ek voel net konstant nie goed genoeg nie. En ek voel net konstant nie aanvaar nie en ek voel net iets hou my terug. Dan wil ek amper net vir mense sê, reik uit na iemand wat jy weet geesvervuld is, maar iemand wat weet hoe funksioneer die brein en hoe werk trauma werklik. Want ons moet verstaan dat ek het ook nou die dag vir jou gesê, as ons verstaan, be transformed by the renewing of the mind, is ons as Christene so geneig om te sê, my gees en my woord wat reg is die wapenrusting wat ek gebruik. Maar as ons verstaan, ons brein, ons is almal gees, nee? Ons is geesvervulde kinders van die Here. Ons is gees wat woon in 'n liggaam met 'n siel. Ja. So wat is ons siel? Ons siel is ons kognitiewe en abstrakte denke, waar ons wilskrag ook lê. Ons siel is ons emosionele deel van ons brein, maar ons siel is ook ons sensoriese deel van ons brein, wat ons senuweestelsel is. En as jy verstaan dat
sekere van die goeders bly in die vorm van triggers opkom. Elke keer raak ek kwaad, ek het vergewe maar ek raak kwaad. Ek het vrygespreek maar ek voel lam as iemand net kom wat lyk soos daai persoon wat my skade aangerig het. Dan sit ons met goedjies wat ons weet, dis nie heeltemal verwyder uit ons senuweestelsel uit nie. Ek as Christen het vergewe en ek vrygespreek, maar daar is goed wat my terughou. En ek dink dit is dan belangrik om te weet, gaan na iemand toe, nommer 1, wat jy weet geesvervuld is, maar nommer 2, iemand wat verstaan hoe werk die senuweestelsel, wat verstaan, ons as Christene is liggaam, siel en gees, en ons kan nie as Christene ons liggaam ignoreer nie, want ons praat van the body keeps the score, van alles wat met ons gebeur. Presies. Weet jy, om vir jou nou 'n praktiese voorbeeld te gee, my eie lewe, ek was op 7 maande gebore, en ek was 'n maand in die broeikas, en jare daarna, het ek een keer baie hartseer geraak, en ek het besef, maar ek het verwerp gevoel, ek was alleen, ek het alleen daar gelê, my maale kon nie altyd noodwendig seker by my wees nie, en toe het iemand eendag saam met my gebedsbediening gedoen, en daar het die Here vir my gewys, dat ek was nooit alleen nie. Hy was die hele tyd by my, hy het my vasgehou. En dit is ook hoe die vyand baie keer wil kom werk is. Hy wil vir ons trauma in ons lewens gee, sodat ons kan besef, maar ons is, die Here los ons nooit nie. En wat 'n wonderlike praktiese manier het die Here vir jou geleer om vir mense te kan help. Jy weet, om deur daai goed te werk. Maar dit is ongelooflik belangrik. Want daai ding wat jy nou noem van toe jy klein was en jy was in die broeikas, dit is ontsaglik belangrik. Jy weet, ons praat van die heel belangrikste breinontwikkeling van ons as mense, is in daai pasgebore fase tot omtrent 18 maande. Ons noem dit die attachment fase. Dis wanneer jy 'n binding vorm met jou primêre versorging. Maar dis wanneer die meeste neuronkoneksies in jou brein plaasvind. By die ouderdom van 3 is omtrent 80% van al jou neuronkoneksies gedoen. Die ouderdom van 5 is 90% van al jou neuronkoneksies klaar voltooi, en eers by die ouderdom van 25 is jou brein volledig ontwikkel. So die tweede grootste breinontwikkeling vind gewoonlik plaas in puberteit, tot en met om 25. So, dis belangrik om te verstaan, daai wat jy genoem het van ek het alleen gevoel, 'n klein oud kindjie gaan nie verstaan, sê nou maar mamma moet hospitaal toe gaan weens 'n geweldige ernstige operasie. Ja. Klein kindjie ervaar verwerping. Hy verstaan nog nie, mamma moes hospitaal toe gaan, mamma is siek nie. Hy ervaar net my versorger is nie daar nie. Maar hy het nie 'n begrip van hospitaal nie, hy het nie 'n begrip van siek nie. Rasionele brein is nog nie volledig ontwikkel nie. Ek kan nog in my emosies, jy weet daai fase van terrible twos wat almal altyd sê die kind gooi hom op die vloer neer. Dis letterlik dat jou kind probeer sin maak van my emosies. En hy sy emosionele brein, so jou eerste deel wat ontwikkel is jou sensoriese brein waar jy pyn of plesier voel. Die tweede deel is jou emosionele brein waar jy begin sin maak van emosies. En jy gooi jou op die vloer neer want jy weet nie wat om met daai emosie te doen nie, totdat iemand vir jou leer, 'n mens doen dit, 'n mens doen dit nie. En dit is wat mens doen as jy kwaad is, en dit is wat jy doen as jy hartseer is. So ons moet daai goeters leer as kind, maar as daar trauma plaasvind in seker van die ouderdomsfases, dan sit ons as volwassenes van 50 jaar oud, 60 jaar oud, met goeters wat gebeur het toe jy daai ouderdom was, en dit hou jou terug. Ja, presies. En dit sien ek verskriklik baie. Ek sien mense wat kom met 'n simptoom van iets, en dan sal ek vra maar hoe oud is daai gevoel? En as iemand regtig diep gaan sit en dink, dan dink hy, "Sjoe, maar ek het nog altyd so gevoel. Dis nie net my man wat my so laat voel nie, dis nie net die juffrou op skool wat my so laat voel het nie. Dis eintlik al 'n gevoel wat ek gehad het toe ek 4 of 5 jaar oud was." En dan vat ek jou gewoonlik terug na daai ou dogtertjie van 4 of 5 jaar. En ons sê, maar wat is daai ou dogtertjie se groot behoefte wat nooit vervul was nie? En dan gaan genees ons daai fases van ons lewe wat nooit genesing ervaar het nie, of wat nooit toegelaat was om sekere goeders te voel. Is ek reg as ek dan vir jou sê dat daardie wonde kan eintlik op sielsvlak sit? Absoluut. En omdat dit nie genees is nie, het dit 'n definitiewe uitwerking oor hoe jy nou miskien teenoor jou kinders optree. Absoluut. Ja, Nie net teenoor jou kinders, ook teenoor jou man. Ja. Ek het nou 'n mooi ding gehoor waar hulle sê, om in 'n huwelik in te gaan met 'n geweldige trauma wat nooit verwerk is nie, is net so goed soos om in 'n huwelik in te gaan en jy het 'n klomp skuld. Jy skuld 'n klomp skuld, maar jy bly stil daaroor. Sure. En nou kom jy in 'n huwelik en dan ewe skielik sê jy vir jou man, surprise, ek het vergeet om vir jou te sê, of ek het nie vir jou gesê, ek skuld miljoene nie. Ja. Die trauma kan ons terughou van ons drome bereik en ons doelwitte bereik in die lewe. En dit is daai klomp swaar klippe wat jy saam met jou dra elke dag.
en jy's bewus die lewe is vir jou 'n bietjie moeiliker as vir ander mense, maar jy weet nie hoekom nie. En dan sê ek altyd vir mense, maar kom ons vat hierdie ou klippies, en ons vat hulle een vir een uit, en ons maak jou net ligter, sodat jy weer kan vry wees, want trauma is die vyand se manier om ons vas te hou. Ja, dit is Trauma so. is 'n deur wat oopgemaak word vir die vyand om hou vas te hê. Sjoe. Wel, ons is dan nou nog net by die inleiding en ons tyd is amper verby, kan jy dit glo? Adrey, as hier vanoggend iemand kyk en hulle besef, sjoe, ek dink ek het hulp nodig, wil jy nie dalk net gou in die kamera kyk en met hulle praat vir 2 of 3 minute en dan gaan ons definitief 'n volgende program maak waarop jy bietjie meer in detail kan praat Enige tyd. oor sekere goed nie. Ek dink wat ek wil sê is, net so wonderlik soos wat die Here ons gemaak het en ons brein gemaak het en ons senuweestelsel gemaak het. Net so het die Here nie bedoel om ons te los net soos wat ons is nie. Want hy het geweet die lewe gaan met jou gebeur en hy het geweet voor jy al en ek nou al geweet het, daar gaan swaar en seer op jou pad kom. Maar wat ek wil sê is en hoe wonderlik God is hy het ons breine gemaak wat wil genees. Hy het ons liggame gemaak wat wil genees en kan genees. So elke enkele ding wat met ons gebeur het, kan ons genesing kry van. Ons breine kan nuwe neuropathways vorm. Ons breine kan nuwe selletjies vorm. Ons liggaam kan nuwe selletjies vorm. So ek wil sê daar's hoop en daar is uitkomste en daar is vir jou genesing wat vir jou voorlê. So ek is opgewonde om met julle 'n paar sessies te hê en met julle te gesels oor wat is die planne wat die Here met ons het om ons te genees. Baie dankie, kom ons sluit net die program af met 'n gebed. Here, baie, baie dankie dat ons vandag na U toe kan kom net soos wat ons is. Here, dankie dat U ons altyd kom optel en dat U die een is wat vir ons kom heel maak. So Here, ek wil nou bid vir elke persoon wat vandag kyk en Here, wil U kom en 'n pad van genesing met elkeen begin loop. En Here, mag U en U alleen die eer kry, want Here, dit is net U wat ons toetse en getuienisse kan verander. En Here, ons bid dit nou in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Adrey, baie dankie. Ons gaan weer verder gesels met 'n volgende program en ons sien uit daarna om te kyk wat die Here wil doen. Dankie, En Ilse. luisteraar, mag jy 'n baie geseënde dag hê en weet, die Here het jou in die holte van sy hand. Baie seën tot 'n volgende keer.